Vriende, hallo. Ek gesels met julle vanuit die Franse bergdorpie Fanjeaux. Dit is op 'n heuwel in die Languedoc streek. En hierdie heuwel waar ek nou staan en uitkyk, ek gaan net vir julle probeer wys hoe dit lyk, het 'n uitsig oor koringlande en wingerde so ver soos wat die oog kan sien. Die dorpie is ook baie bekend vir die feit dat vroeg in die 13de eeu het die heilige Dominicanus, dis hy wat daar op die dak staan, stigter van die Dominikaanse orde, gereeld hier aangedoen om teen dwaalleraars en ander probleemmakers te kom preek. By geleentheid het die heilige Dominicanus 9 vroue uit 'n plaaslike ketterhuis tot 'n debat uitgedaag. Hulle het mekaar in die plaaslike kerk, dis net daar om die draai ontmoet, en terwyl hulle gestry het, het 'n groot pikswart kat skielik uit die bloute verskyn en deur die kerk geskarrel. Heilige Dominicanus het dadelik die kat besweer en die volgende oomblik het die gedierte teen die tou van die kloktoring opgeklouter en poef, in 'n swart rookwolk verdwyn. Daar word gesê, dit was 'n besonder stinkende vrot swart rook. Die vroue was so beïndruk dat hulle dadelik tot die Rooms-Katolieke ortodoksie bekeer het, en heilige Dominicanus uit dankbaarheid en blydskap het besluit, hy wil 'n klooster in die omgewing bou. Hy het op hierdie heuwel kom staan en hy het uitgekyk oor die landskap, en ek gaan nou gou kyk of ek vir julle kan wys die plek wat hy gekyk het. Kyk hoe mooi is dit daaronder, nê? Daar so loop 'n pad, en die plek wat hy uiteindelik gekies het vir sy klooster was nie daai geboue nie, was omtrent daar ergens. Ja, ek kan nie mooi fokus nie, maar daar ergens. Hoe hy daar besluit het, omtrent nou reg in die middel van die skerm, hoe hy daar besluit het, hy het nog hier gestaan, en die volgende oomblik, net daar ergens, het 'n weerligstraal die wêreld getref, 'n bliksemstraal. En Dominicanus het gesê, dit moet sekerlik 'n teken van God wees, dat dit is waar God wil hê hy sy klooster moet bou. Nou, die klooster is gebou, en dit lyk dat Dominicanus blykbaar 'n bietjie homself misgis het. Dit was nie 'n teken van God waar die klooster moet bou nie, dit was 'n teken dat daai plek baie tot weerlig geneig is, en oor die eeue moes dit al 4 en 5 keer oorgebou word, want dis elke keer deur 'n weerligstraal getref, en dan het dit afgebrand. Maar sulke goed gebeur. Vriende, ek wil gou iets sê oor kloosters. Ek was verlede week nog in die klooster in Solem, en as my vaardighede dit toelaat, gaan ek nou vir julle gou 'n video wys van die kamertjie waar ek gebly het. So, as jy in die klooster is, dan is daar 'n gang waarin jy afstap, nê, dis waar die gaste bly, hulle noem die hôte in Frans, en daar is my ou kamertjie. So, jy sal sien, ek het 'n stoeltjie, 'n lessenaartjie, 'n bedjie. Bedjie is baie smal en eenvoudig, teen die mure is daar niks. Partykeer sal daar 'n kruis of 'n ikoon wees, soos in die geval. Daar's 'n lessenaartjie, daar's nog 'n ikoontjie. Dit alles kry jy as jy instap. Jy kry ook 'n handdoek, jy kry 'n laken en 'n kombers, nê. En dis wat jy kry. Daar's nie 'n televisie nie, daar's nie ligreëling nie, daar is nie 'n vallei, daar's die pragtige tuin, die tuin is baie mooi, maar daar's nou nie 'n vallei wat jou handdoek kom was elke nou en dan nie, daar's nie eers 'n stort nie, daar's wel, om die draai, kom ons kyk gou vinnig, 'n wasbak waar jy dan jou tande kan borsel en skeer, en 'n spieël, maar jy moet maar gaan stort in die kommunale storte. En so lyk dit daarso. Nou, baie mense weet dat as jy in 'n klooster intrek, dan neem jy 3 geloftes wat jy aflê vir die lewe. En baie mense daar maak die fout om te dink, en ek het die fout gemaak om dit in my kloosterboek so te skryf. Dis 'n klein foutjie om te sê die geloftes wat jy aflê is gehoorsaamheid, armoede en celibaatheid. Maar dit is 'n latere uitvinding van die Jesuïte. Aanvanklik, as jy in 'n Benediktynse klooster ingetrek het, was daar 3 geloftes wat jy afgelê het. En die een was gehoorsaamheid. Jy sal alles doen wat die abt vir jou sê en wat die orde sê. Jou eie wil maak nie meer veel saak nie. Die tweede ene was dat jy sou groei in morele wysheid. Jy sou groei in morele wysheid. En die derde een, die interessante ene, dalk die belangrikste een in 'n sekere sin, was wat hulle genoem het stabilitas. So stabilitas beteken, jy lê 'n gelofte af, soos 'n troue. As jy in die klooster intrek, gaan jy nooit weer daar uittrek nie. Toe ek daar aankom, die monnik wat my by die hek ontmoet het in die jaar 1958 daar ingetrek, en hy het nooit weer op 'n ander plek gebly nie. Jy gaan in so 'n kamertjie in, soos wat ek julle nou gewys het, en daai is jou kamer, jou sel noem hulle dit, vir die res van jou lewe. Nou sal baie mense sê, maar jy dan nou juist 'n gelofte afgelê, jy wil groei, nee, jy wil wyser raak. Gelyktydig sê jy nee, jy gaan net in een plek bly. Hoe groei jy as jy net in een plek bly? En ek dink die wysheid wat
Benedictus, die stigter van die kloosterorde gehad het, was, hy het gesê, as jy wil groei in diepte, vereis dit soms dat jy iets van jou groei in wyte moet opgee, né? As jy 'n boek baie goed wil leer ken, moet jy eerder nie 10 verskillende boeke lees nie, maar 1 boek oor en oor. As jy baie hegte vriendskappe wil hê, moet jy miskien nie 100 vriende hê nie, maar 3 wat jy goed leer ken. En ek dink die les wat hy vir ons wil gee, né, is dat ons baie keer die fout maak om te dink my lewe sal voller wees as ek meer goed het en meer vriende en meer plekke gaan en meer grade kry en meer boeke lees. Terwyl wat hy probeer sê het is nee, partykeer is ware groei as jy tot stilstand kom en jouself dieper en dieper en dieper en dieper ingrawe. Dis 'n moeiliker groei, want jy moet werk met verveling, jy moet werk met prestasies, en jy moet volwasse genoeg wees om te weet dat jy sekere goed moet opgee om ander goed dieper te kan beleef. En dit is die waarde van stabilitas. So ek gaan 'n bietjie van 'n projekkie aankondig een of ander tyd, 'n stabilitas in die regte wêreld projek. Ek dink dit gaan my projek wees vir 2026. Ek gaan van julle nooi om saam deel te neem en ek hoop julle sal julle oë op hierdie kanaal hou en ja, dan weet wanneer dit gebeur. So in die tussentyd vriende, wens ek vir julle 'n bietjie groei, maar ek wens ook vir julle 'n bietjie stabilitas. En wees versigtig vir swart katte.